Goeiedag almal, ek is Mani van Bloemfontein. Dit is vandag Sondag, die 12de April 2026. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif vir vandag sê: wit boere se grond 1,4 miljard rand begroot om dit aan te koop. Nuus hooftrekke vir vandag: 'n adjunk polisiekommissaris bedank nadat hy in 'n hof skuldig bevind is. Wit boere se grond 1,4 miljard rand begroot om dit aan te koop. Medikliniek open maandag in George. Takke en arende pak mekaar maandag aand in Warsiebeker finaal. Suid-Afrikaanse beker uitslaa van die naweek is bekend. Sinner en Elkeres haal die eindronde van 'n tennistoernooi. Die regering het nie wegbeweeg van sy aanvanklike standpunt om landbougrond van wit eienaars vir grondhervormingsdoeleindes aan te koop nie. Daarom begroot die regering meer as 1 miljard rand oor die volgende 3 jaar om meer as 100 000 hektaar van wit plaasboere daarvoor aan te koop, soos Mzwanele Nyotso, minister van grondhervorming en landelike ontwikkeling. Hy sê sy departement het ingevolge resolusie van die interministeriële komitee oor landbou en grondhervorming in die vorige regeringstermyn reeds die identifisering van vakante en ongebruikte staatsgrond onderneem. Kalihlele Madlala, MKP-lid, wou weet of dit die beleid is van Nyotso se departement om die grond ingevolge die wet op die herstel van grondregte aan 'n eisersgemeenskap terug te gee nadat die grondeienaar ten volle daarvoor betaal is en dan sonder die toestemming van die gemeenskap, en of suksesvolle grondeisers daardie grond terug te verhuur aan die betaalde vorige grondeienaar. Nyotso voer aan, skikkingsmodelle is ontwikkel vir sektorspesifieke grondeise wat help om die skikkingsopsies, insluitende die verhuuring van grond, te lei om volle voordele vir die eisers te verseker. Die doel van die wet is om grond vir die eisers te verseker, het hy gesê. Die adjunk polisiekommissaris in Noordwes het van dese week bedank nadat hy onlangs skuldig bevind is aan bedrog. Generaal-majoor Reyno Naidu, waarnemende polisiekommissaris in Noordwes, het nie gerugte bevestig dat generaal-majoor Patrick Assaneng oneervol ontslaan is nie. Volgens Naidu het Assaneng Dinsdag bedank. Assaneng is verlede maand in die streekhof in Potchefstroom skuldig bevind aan bedrog omdat hy in 2019 voorgegee het hy het 'n polisiehelikopter nodig gehad vir werksdoeleindes en dit in 'n waarheid vir 'n pretrit was, of het hom skuldig bevind op 'n aanklag van bedrog verbandhoudend met 'n helikoptervoorval. Assaneng is onskuldig bevind op 2 ander klagte van bedrog. Sy vonnisverrigtinge is vir 20 en 21 Julie geskeduleer. 'n Nuwe groter hospitaal van die Medikliniek groep, 'n bate van die beleggingsmaatskappy Remgrow, sal van maandag af in George in bedryf wees. Die sooi vir die nuwe hospitaal aan die onderpunt van Yorkstraat oor kan die ou krokodilplaas, soos wat 'n mens George binnery van die Mosselbaai se kant af, is in September 2023 gespit. Die koerant het vroeër hieroor berig. Die hospitaal beskik oor onder meer hernubare energie en die jongste digitale tegnologie en word as een van die grootste beleggings tot nou toe nog in George se geskiedenis beskou. Die nuwe hospitaal is teen 'n koste van 1 miljard rand opgerig. Die hospitaal bedien mense van Beaufort Wes tot Jeffreys Bay tot Swellendam, is gesê. Die ou hospitaal gaan waarskynlik verkoop word, maar verskeie opsies word tans oorweeg. Medikliniek is in 1983 in Suid-Afrika gestig en het afdelings in Switserland, Suider-Afrika, Suid-Afrika, Namibië en die Midde-Ooste. 'n Man wat met die misdaadbende The Firm verbind word, het in die Landdroshof in Mitchells Plain verskyn op 2 aanklagtes van moord en 5 aanklagte van poging tot moord. Jordan Klassen, wat 25 jaar oud is, van Beacons Valley, is volgens die polisie 'n lid van The Firm. Klassen is deur speurders van die teenbende eenheid in hegtenis geneem in verband met die skietvoorval Dinsdag by die Hazeldene taxi-staanplek in Portland, Mitchells Plain, waarin 2 jong groenteverkopers doodgeskiet is en 3 kinders van onderskeidelik 6, 13 en 14 asook 2 mans gewond is. Bronne in Mitchells Plain sê omstanders beweer die skieters was in blou oorpakke, soortgelyk aan die van munisipale werkers geklee. Die saak is formeel uitgestel tot 22 April vir 'n borgaansoek. Die Thaise owerheid het beslag gelê op bates van sowat 4,25 miljard rand wat verbind word met beweerde kiberbedrog en geldwasery in Kambodja. Dit sluit kontant, motors en bankdeposites in, wat die totale waarde van bates waarop die uitgewyde ondersoek beslag gelê is op meer as 10,25 miljard rand te stand bring. Die Suid-Afrikaans gebore sakeman, ook bekend as Ben Smith, die Kambodjaanse magnaat Him Lik en hulle garis, asook 'n Thaise vrou wat finansiële transaksies namens hulle gedoen het, is onder die vermeende oortreders, het Anutin Chavaralkul, premier van Thailand, op die mediakonferensie gesê.
Die beskuldiges het aan bedrogbedrywighede en dwelmverwante misdade deelgeneem, het hy ook gesê. Bates wat van die netwerk verkry word, sal staatseiendom word en proporsioneel aan die slagoffers teruggegee word. 'n Meisie wat 6 jaar oud is, weg om haar lewe nadat sy donderdag in Valhalla Park tydens bendegeweld in die kop geskiet is. Die koel is donderdag aand in 'n operasie in die Rooikruis Kinderhospitaal uitgehaal. Die koerant het voorheen berig dat die meisie tydens 'n skietery tussen vermeende bendelede in die gebied ernstig gewond is. Volgens die ma is haar kind egter steeds in die kritieke toestand in 'n hospitaal, maar nog nie buite gevaar nie. Die polisie vra enige iemand met inligting oor hierdie voorval om die stopmisdaadnommer by 0860 10 te skakel. Die Raad vir Geestesberoepe, die RGB, wil 'n stokkie steek voor Dr. Wouter Basson se poging om te appeleer teen 'n onlangse bevinding van die Hooggeregshof dat die Raad kan voorgaan met tigstappe teen hom. Die RGB het donderdag ook die Hooggeregshof in Pretoria verwittig van sy voorneme om Basson se aansoek op verlof tot appel teen te staan. Die 75-jarige Basson is 'n kardioloog in die Wes-Kaap. Hy staan ook bekend as Dr. Dood weens sy betrokkenheid by Suid-Afrika se militêre programme in die 1980s. Indien die tigstappe teen hom slag, kan moontlik sy mediese lisensie kwyt wees. Basson voer aan te Vos het nie in ag geneem dat daar bewyse is dat enige iemand skade gelei weens sy beweerde oortredings nie. Hy hou vol die stowwe was bedoel vir skadebeheer en operasionele doeleindes eerder as om mense leed te doen of dood te maak, het hy aan die hof gesê. Globale portefeuilles is steeds swaar gekonsentreer in Amerikaanse bates en die dollar 'n begryplike erfenis van die laaste siklus, maar moontlik 'n gevaarlike een as die gety besig is om te draai. Buite Amerika bly bates en geldeenhede goedkoop, 'n dubbele afslag. Hulle kan ook nou 'n katalisator hê, 'n ommeswaai in die kapitaalsiklus, aangesien geld begin terugvloei huis toe. Fiskale uitbreiding in streke soos Asië en Noord-Europa kan plaaslike geldeenhede versterk en aandelemarkte oplig wat lank reeds verwaarloos is. En aangenome met die gebrekkige aandag op die nie-Amerikaanse markte in die afgelope dekade is markte volgens ondoeltreffende en daarom ook geleentheid vir aktiewe bestuur. Die Tuks en Arende bak mekaar maandag om 1900 uur in die Warsiebeker eindstryd in Pretoria. Die vorige Warsiebekers lyk as volg. In 2008 het die Maties omgewen, in 2009 was dit weer die Maties, in 2010 Maties, in 2011 die Aitjies, in 2012 het die Tuks omgewen, in 2013 het die Tuks weer gewen, in 2014 het die Aitjies gewen, in 2015 was dit die Shimla se beurt, in 2016 was dit die NW Pikke, deesdae bekend as die NWI Arende, in 2017 was dit weer eens die Tuks, in 2018 die Maties, in 2019 die Maties, in 2021 die Tuks, in 2022 het Tuks omgewen, in 2023 die NWI Arende, in 2024 het die Shimla se beker gewen en laas jaar 2025 het die Aitjies gewen. Baie sterkte vir beide spanne. Verlede naweek se geveg teen Deontay Wilder en Derek Chisora laat Tyson Fury wakker lê voor sy eie geveg in Londen teen Arslanbek Makhachev. As hy 37 jaar oud is soos ek dink tans baie aan hierdie dinge, het hy aan die media gesê. Fury is bang dat hy na 37 beroepsgevegte nie meer 'n indrukwekkende bokser is wat hy eens was nie. Daar is kennis wat meen dat die 3 gevegte wat hy teen Wilder gehad het, sy tol op albei vegters geëis het, sedert Fury in Desember 2024 'n tweede agtereenvolgende nederlaag teen Usyk gelei het daar jonger manne soos Fabio Wardley en Moses Itauma op die voorgrond getree. Die SA beker uitslae lyk as volg. Die Border Bulldogs het 5 aangeteken teen die 94 punte van die Adelaide Pumas. In die Barnard Stadium in Kempton Park het die Valke 40 aangeteken teen die Dodge Shore SVD Eagles se 43 punte. In die Uline Park Potchefstroom het die Luiperds 31 punte gekry teen die Oostelike Provinsie se 43 punte. Die Griffins het 10 punte aangeteken teen die Cheetahs se 57 punte in die Downtouch Investment Stadion in Welkom. In die Boland Stadion in Wellington het die Boland Cavaliers 14 punte aangeteken teen die Suzuki Griquas se 24 punte. Die punteleer lyk as volg. In die eerste plek is die Suzuki Griquas op 25 punte, in die tweede plek die Airline Pumas op 22, in die derde plek is die Dodge Shore SVD Eagles met 22 punte, gevolg in die vierde plek die Toyota Cheetahs op 18 punte. In die vyfde plek is die Sanlam Boland Cavaliers op 15 punte, in die sesde plek die Griffins met 10 punte, in die sewende plek die Valke op 9 punte, in die agste plek is die Oostelike Provinsie op 7 punte, die Luiperds is in die negende plek met 7 punte, in die 10de plek is die Border Bulldogs met 0 punte. Jannik Sinner en Carlos Alcaraz het elkeen net 2 stelle nodig gehad om die halfeindronde van die Monte Carlo Meesterstoernooi te kan haal.
Die Duitse tennisspeler Alexander Zverev het na 3 stelle ook sy plek bespreek. Vacherot het Alex de Minaur, die 50 keere van Australië, in die laaste kwart eindstryd van die dag met 6-4 en 3-6 en 6-3 geskok. Sinner, die tweede kere, was met 6-3 en 6-3 wenner teen Felix Auger-Aliassime van Kanada. Die Italianer het sy wenrekord in Meester 1000 toernooi tot 20 wedstryde opgeskuif. Alcaraz, die eerste gekeerde, was in 1 uur die wenner teen Alex Bublik van Kazakhstan. Die telling was 6-3 en 6-0. Die Proteas se George Linde gaan saam met Aiden Markram vir die Lucknow Super Giants in die Indiese Premier Liga, oftewel die IPL speel. Die 34-jarige Linde het al 37 T20 wedstryde vir Suid-Afrika gespeel en in die SA20 toernooi in Suid-Afrika. Dit sal egter sy eerste deelname aan die geld en prestigeryke IPL wees. Die Lucknow Super Giants, wat 2 van hulle 3 wedstryde tot dusver gewen het, sy volgende wedstryd is juist teen Gujarat Titans. Die Protea Kolwer, Dewald Brewers, kan intussen sy eerste wedstryd van jaar in die Chennai Super Kings speel. Die Blauballe Maatskappy, die BBM, sê in 'n verklaring, Rowan Nortje groet Loftus Versfeld aan die einde van hierdie seisoen om in Japan te gaan speel. Benewens Kriel en Nortje is nog 2 bokke, naamlik Wilco Louw van die Stormers en Courtney Arendse, die Japan vir die Bulle verlore. Hy het sy debuut in 2018 vir hierdie franchise se seniorspan gemaak, toe dan nog slotte soos Ruben van Heerden, Lode Jager, RG Snyman en Jason Jenkins in die Bullekraal was. Die oudleerling van die Hoërskool Wonderboom in Pretoria het die ligblou sedertdien in 146 wedstryde verteenwoordig en is in 18 toetse vir Suid-Afrika gespeel, sedert in 2022 sy buiging vir Suid-Afrika gemaak het. Advertensie van Netwerk 24, teken en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou, jy kan vir Dean of Susan by 082-390-3339 maak, hulle sê jy voertuigsregistrasie namens jou behartig. Ons weerberig vir die streek lyk so: Messina 1831, Polokwane 1427, Lephalale 1631, Mbombela 1730, Mahikeng 1730, Pretoria 1730, Johannesburg 1320, Ermelo 1226, Galagari 1827, Gaborone 1931, Richards Bay 1935, Pietermaritzburg 1531, Durban 1930, Port St Johns 1827, Pongola 1831, Maputo 2032, Bethlehem 1222, Bloemfontein 1320, Alaval Noord 1422, Welkom 1426, Vryburg 1525, Kimberley 1523, Appington 1725, Prieska 1526, Springbok 1625, Karasburg 1525, Keetmanshoop 1727, Mariental 1931, Alexanderbaai 1623, Brandvlei 1525, Loederitsbaai 2029, Vredendal 1627, Kaapstad 1723, Sutherland 1219, George 1523, Jeffreys Bay 1821, Tabarra 1724, Graafrenet 1422, Kaaphooglas 1423, De Aar 1422, Molteno 1119, Beaufort Wes 1623, Oos-London 1824 en laastens Mabalani 19 grade Celsius in die oggend, 33 grade Celsius in die middag. Die markte vir die dag lyk as volg: die rand verhandel teen R16.40 teenoor die Amerikaanse dollar, die Australiese dollar kos R11.58, die euro verhandel teen R19.22, 'n pond kos R22.12, die yen kos 10 sent, platinum per fyn ons is $2065, palladium per fyn ons is $1540, silwer per fyn ons is $75.68, goud per fyn ons is $4,784, Brent olie per vat is $95.20. Gedagte vir die dag: dis nie nodig om alles af te jag nie, wat vir jou bedoel is, sal wel op sy tyd opdag. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe. 'n aangename Sondag word verder vir almal toegewens.